is ek vanmorgen in die huis van die Here te wees. Het is altyd lekker in die huis van die Here, ek kan die sit lekker neem, of elkeen sê baie welkom, het is lekker om vanmorgen saam met Here te wees, lekker om die naam van die Here groot te maak, of die musiekspan sê dankie, altyd lekker om saam met Here die naam van die Here groot te maak. As jy by ons saamgeloop, baie gerus na Johannes die 5de hoofstuk, die tweede vers, gaan ons begin lees in 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Maar ek glo God wil vanmorgen iets nuuts doen. So kom ons gaan staan lees Johannes die 5de hoofstuk, die tweede vers. Hy sê daar in Jerusalem, by die skaappoort, 'n pad met 5 pilaargange, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarmee die groot menige siekes gelê, blindes, kreupels en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Maar 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal, die water geroer. Die een wat die eerste ingegaan het na die roering van die water, het gesond geword aan die water, aan watter siekte hy ook al gelei het. Ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan vanmorgen oor ons nie, maar het gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vul ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vandag vir ons sê. En dankie dat ons weet, Here, die liefde en die genade is vir ons genoeg. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou gesels oor wanneer God jou water kom roer. Die gedagte wat ek gekry het gisterand, het ek voor die Here gelê, die Here het my begin praat oor wat het gebeur wanneer die water geroer is. En ons almal ken die verhaal van die man wat vir 38 jaar langs die bad gelê het en hy was siek gewees, hy was verlam. En dadelik toe die Here met my begin praat hieroor, toe begin het in my gees wakker te word, dat wat gebeur het is, daar het iets gebeur wat 'n verandering in sy lewe kon bring vir die res van sy lewe. Jy sien, ek weet nie van jou nie, maar ek was al baie keer in situasies waar ek op sekere plekke gekom het, waar iets kon gebeur, wat 'n verandering in my hele lewe kon gebring het. As ek bietjie daarom dink, dan dink ek, dis partykeer 'n karongeluk, wat 'n verandering in 'n ou se lewe kan bring. Dis partykeer iets wat gebeur wat jou hele lewe omver kan gooi, jou hele lewe kan verander. En daarmee toe ek hierop begin dink, toe begin die Here met my te praat, want hy sê hierso, dat hierdie man het by hierdie skaappoort gesit, hy was by die bad van Bethesda, van 38 jaar lang, was hy siek gewees, en hy het dieselfde probleem gehad. Hy het dieselfde omstandighede gehad, vir 38 jaar lang. En die Here begin met my daaroor te praat, want jy sien, ek het daar baie goed gaan kyk in my lewe, en ek het verstaan, dat baie keer sit en kyk ek na die verandering wat plaasvind. Maar ek kom nie in die bad nie. Ek kom nie daarna by nie. Jy sien, partykeer laat God sekere dinge in ons lewens toe, wat 'n beroering in ons gees bring. As ek het vanmorgen kan verduidelik, partykeer gebeur daar iets in jou huwelik, wat jou hele lewe kan omkrap. Partykeer gebeur daar iets in jou finansies, wat jou hele lewe kan omkrap, in jou omstandighede in die werk. Daar's altyd iets wat gebeur, wat baie keer maak, dat ons voel, iets gaan moet verander. En dadelik toe ek hier nou begin kyk, toe begin die Here met my te praat, want ek sien hierso, dat hulle soek verandering. En dit is my altyd so amazing, want ek het gaan kyk na 'n paar mense se lewens, wat in 'n oomblik gebeur daar iets, wat
hulle lewens verander. Kom ons kyk na Josef. Josef sit binne in 'n tronk. En 'n ander persoon, 'n koning, die farao, kry 'n droom. En as gevolg van wat vroeër met hom gebeur het, vroeër het hy mos die skinker, die bagger se droom uitgelê. As gevolg van dit word sy omstandighede in 'n oomblik verander. Dan word 'n roering gebring in die geestesriem wat maak dat hy in die tronk uitkom na 'n bestuursposisie toe. Wil dit hoor vanmôre, want daar's baie mense wat in 'n tronk vasgevang sit en wag op die roering wat moet plaasvind. Daar's baie mense wat in 'n sekere situasie sit in sy lewe. Hy's vasgevang, hy voel hy's niks werd nie. Hy wag vir 'n roering om plaas te vind. So ontsnaaks, as ek met mense praat en sê, pastoor, as ek net hierdie werk kan kry. Of pastoor, as ek net hierdie geld kan kry. Of as ek net hierdie omstandighede kan verander. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, jy's eintlik op soek na 'n roering in jou gees. Ek het iets agtergekom, 'n roering in die gees kan net plaasvind wanneer Jesus dit doen. So ons wag nie op engele nie. Ons weet Jesus gaan die werk doen. En dadelik toe ek hier gaan sit en kyk, toe dink ek by myself, is dit nie amazing nie, dat hierdie man sit daar van 30 jaar, en Jesus kom by hom, en hy vra vir hom, wil jy gesond word? En wat is die eerste ding wat hy doen? Hy maak 'n verskoning. En ek wil hê jy hoor vanmôre, want weet wat? Baie keer in ons lewe wil God dinge verander. En wat dan vra hy vir jou, wil jy verander? Wat doen ons? Ons gee die verskoning. Want wat sê hierdie man? Hierdie man sê, ek het niemand om my in die water in te sit nie. Ek is dalk op die regte plek. Ek sien die verandering wat kan plaasvind, maar daar's niemand wat my wil help nie. Daar's niemand wat my net wil vat en insit nie. Kan ek dit vanmôre in jou lewe van toepassing maak? Daar's baie kere wat jy die verandering sien. Jy weet dis wat God vir jou wil hê, maar wat? Ons soek die verskoning. Hoekom het op die plaas gevind nie? In 38 jaar glo ek, was daar sekerlik kere gewees, maar daardie man soos sy vinger alleen daar was. En dan het hy gesê, vandag is dalk my dag. Vandag, ek wil aanhou, ek wil nie moet opgee nie, want weet wat gebeur? Baie keer, net so voor die water geroer word, dan kom daar iemand in gestap, dan sak sy moet in sy skoene, want iemand het hom vroeg kom aflaai. Kan ek dit vandag vir jou sê, baie maal in ons geestelike lewens, sien ons die dinge rondom ons plaasvind, maar ons ervaar dit nie, want daar is iemand anders wat voor jou dit kry. Ek het hieroor begin dink, want ek het gesien dat as God my gees in beroering bring, dan verander my omstandighede. Ek het gaan sit en ek die vraag gevra, ek wonder hoeveel maal in my lewe het ek al by hierdie omstandighede gesit en gekyk na dit en gewens vir uitkoms. Ek het net gewens dat God net iets anders kan laat plaas, want ek het al soveel keer gebid en gesê, Here, verander my omstandighede, verander dit waardeur ek gaan. Maar weet wat het ek agtergekom, God het dit vir 'n rede in jou lewe laat plaasvind. Het jy geweet, die Bybel sê, God sal jou nie ook in jou kragte wat versoek of beproef nie. So wanneer hy hierdie goed in jou lewe laat plaasvind, sê hy reeds vir jou, ek het vertroue in jou. Ek weet jy kan hier deurgaan. Ek weet jy is in staat om hierdie pad te loop. Ek weet jy kan hier deurgaan. Want weet jy wat? Ek sien potensiaal in jou raak. Ek kan sien, jy hoef nie vir 38 jaar hier te sit nie. Ek kan verandering in jou omstandighede en in jou lewe
plaasvind. Jesus staan op die maan, hy sê vir hom, wil jy gesond word? Hy sê, Here, ek het niemand om in die water te sit nie. Het Jesus hom gevra, het jy iemand? As Jesus wil weet of hy iemand gehad het, sê hy sê, kan ek jou in die water sit? Maar dis nie wat hy gevra het nie. Hy het hom gevra, wil jy hê, jou omstandighede moet verander? Wil jy gesond word? Kan ek nog vir jou sê vanmorgen, vergewe my, ek gaan 'n baie vies ding sê. Jy kry baie keer mense, hulle soek na werk. En dan gee hom werk, dan soek jy nie werk nie. Ken julle sulke mense? Hy soek werk om nie te werk nie. Maar die oomblik as hy werk, dan kry hy soveel foute met die werk, dat hy wil nie daar werk nie. Is dit die waarheid of? Is mos die waarheid. Daar's baie keer mense wat sulke goed doen. En weet wat? Daar's mense wat 'n uitkoms in 'n huwelik soek. Totdat daar iets gebeur, dan soek hulle nie meer uitkoms nie. Daar's mense wat uitkoms in 'n finansies soek, en die oomblik as iets gebeur, dan soek hulle nie daai uitkoms nie. Is nog ons snaaks dat ons as mense kieskeurig geraak het oor hoe God ons help. En toe hierna gaan sy kyk, toe dink ek, hierdie man se begeerte, sy grootste begeerte, is om gesond te word. Maar toe Jesus hom vra, wil jy gesond word? Toe gee die verskoning, ek het niemand om in te sit nie. En ek wil dit vanmorgen verstaan, want hierdie het my gees raak begin wakker maak. Hierdie het my gees laat begin dink. Want ons is so geneig om die verskonings voor te druk. Dat God nie meer iets in ons lewens kan doen nie. Vir elke antwoord het ons 'n verskoning. Kan ek dit vanmorgen sê, vergewe my, ek het nog wel iets agtergekom. Ek het 38 jaar se verskonings wat ek kan gebruik. 38 jaar wat ek op dieselfde plek sit en niks verander nie. 38 jaar dat my gees op dieselfde vlak is, want ek aanvaar nie die beroering wat binne in my gees is nie. Jy sien, die oomblik wat daar 'n beroering kom, die oomblik wat my gees gedraai word, moet ek verstaan, ek sal nie dieselfde daar uitkom nie. Ek sal veranderd wees as dit uitkom. Ek weet nie van jou nie, maar daar is 'n paar goed in my lewe wat ek sal regtig al van nou dit nie kan verander. Maar ek het iets begin agterkom. As God verandering bring, gaan hy nie net een ding verander nie, gaan alles verander. En dis hoekom baie mense te bang is om in te klim. Dis hoekom baie mense te bang is om sekere goed te doen. Hoekom? Ons hou vas nog aan die dinge van gister. Ons hou vas nog aan sekere sondes. Ons hou vas nog aan sekere dinge in ons lewe. Ons hou vas nog aan sekere dinge in ons verlede. En kan ek maar vandag vir jou sê, die rede hoekom ons daarin vashou, want ons is gewoond aan dit waarom ons is. Maar wat as God 'n stil in jou gees begin bring en 'n verandering op die horison is? Kan ek nog vandag vir jou sê, baie mense voel hoe die water binne hulle roer. Maar hulle is te bang om in te klim. Hulle is te bang om daarin te spring, want wat as hierdie verander wat ek nie wil hê nie. Ek wil begin klaarmaak, want toe Jesus by hierdie man gaan staan, hy kyk na hom, hy sê vir hom, wil jy gesond word? Hy sê, Here, ek het niemand om in te sit nie. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, you don't need
someone to put you in. You need someone to stir the water. Jy sien, ons verwag, dit is die enigste hoop wat daar is. Kan ek dit vanmôre sê, ek is so bly, 'n engel kan nie vandag my hoop wees nie. Maar God en Jesus is my enigste hoop. En die oomblik toe ek hier nou begin kyk, toe kom het in my gees op, dat hierdie man, hy staan, hy sit daar en hy sê, ek het niemand nie. En weet jy wat sê Jesus? Ek is niemand. Kan ek het vir jou sê vanmôre, as jy voel jy is alleen, as jy voel daar is niemand nie, as jy voel jy is verstoorde, as jy voel jy is verwerp, as jy voel dinge het verkeerd gegaan, hou goeie moed, jy is in goeie geselskap. He's been there and he's done that. Ek weet nie van jou nie. Ek het al baie maal gesien in die water roer, maar ek het nie ingeklim nie, want iemand anders het my gebied daartoe. Kan ek het vanmôre vir jou sê, wanneer God jou waters roer, no one can beat you to it. Wanneer God jou binneste roer, kan niemand anders vat wat God vir jou bedoel het nie. But you need to get in. Jy sal moet inklim. Jesus vat in die man se hand. Hy sê vir ons, staan op. Die geen kans, as jy nou wys, as die water roer, dan piek jy op nie. Hy sit daar, en daar is baie mense wat om ons sit, maar die Bybel sê, dat die plek was altyd vol siek mense. Wat jy al gedink, jou oorwinning lê nie dalk in die water wat langs jou geroer word nie. Jou oorwinning lê en dit het binne jou roer. Het jy al gedink dat die Gees van God kan mense rondom jou roer, maar dit is dalk nie jou plek van oorwinning nie. It's when he stirs you up on the inside. Dis wanneer hy aan die binnekant gedroer. Jy sien, mag ek het sê, hou op verskoning soek om in jou geestelike lewe te begin lewe. Spring in. Ek het dan hierdie week met ou gepraat, vertel my alles wat fout is in my kerk, dus ek prys die Here. Ek is so bly om dit te hoor. Here, kyk na dit, Here, kyk na dit so great. Dankie vir jou terugvoering. En weet wat ons my antwoord vir hom? Ek is so bly al die goedes verkeerd in my kerk. En die huis na my so kyk, en die sê my, hoe kies jy so? Ek sê, maar makkelijk. Ek sê, dit sê ons is nie perfect nie. Het sê ons is sondaars. En Jesus het nie gekom van wat perfect is nie. Hy kyk vir die sinnes. Hy kom vir hulle wat verloren is. En dadelijk, die sien ek hoe die persoon sy gees geroer word. Kan ek het vandag vir jou sê, vergewe my, daar is soveel mense wat so lang laas in roering en in die gees gehad het, dat die water het al begin vlot word. Pas op, dat jou lewe, jou geestelike lewe, nie 'n broedplek vir miskien te word nie.
Because water that stirs cannot accommodate mosquitoes. En ek wil hê jy moet dit vanmôre hoor. Want die God gestraal met my pragtige woord te sê vir my, lang genoeg het jy stil gestaan as die beroering daar is. Is nog ontsnaaks dat Saulus sy hele lewe verander met een beroering. Die pad van Damaskus. Het iets gebeur. Al die strale in die hemel uitgekom om verblind. En hy het gesê, wie is die Here? En hy sê, ek is Jesus, die my vervolg. But God brought a stir in his spirit. En weet wat? Hy verander nie net van wat hy gedoen het en wie hy vervolg het nie. Hy verander die mense om hom. Om te verander dat dit in die gloed. Wie wat my tragies, daar's mense wat vanmôre ander mense oortuig om kerk toe te gaan, is nie reg nie. Dis scary. Of wie wat ek kan kerk op die TV ook kyk. Ek kan, ons sal eendag as dit lekker koud is, dan gaan ek vir jou kachelvuur bring, wat is op jou TV gaan gooi. En dan gaan ons al jou komberse vat, en dan kyk of jy gaan warm kry. Want ek het iets begin agterkom. Jy kan nie dieselfde wees, as God jou gees begin roer nie. En ek weet nie vanmôre van jou nie, maar ek het nodig dat God my gees sal roer. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. Ek wil nie niemand rondkyk vanmôre nie. Miskien het God se gees en iets met jou begin praat. Vir jou gesê, hoe lang wil jy nog hier sit? Wat is jou verskoning hierdie keer? Is jou besoek na die dieptes van God, of is jou verskoning jou omstandighede? Of jou plek waar jy is? Of jou huwelik? Of jou finansies? God vra vanmôre, wat jou verskoning? Want hy vra jou vanmôre, wil jy verander? Maar ek wil jy moet onthou, as jy op die een plek verander, gaan jy oral verander. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek het 'n beroering in my binneste nodig. Wat slegs nie kan bring, steek op jou hand na God toe. Ek wil staan met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. Sjoe, om gesteek het sy nie saam by opstaan asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. Onze God en die hemelse Vader. Ons kom vanoggend na U toe met die wete, daar's iets wat in ons binneste roer. Here, ek wil vanmôre kom en ek wil vanmôre vra dat hierdie beroering in my binneste my uitkoms sal wees. Dat die nuwe deure sal oopmaak, nuwe geleenthede sal oopmaak, nuwe planne van God sal oopmaak, nuwe bedieninge sal oopmaak, nuwe dinge in my lewe sal laat voortspruit. Want Here, ek het vanmôre nodig dat U my sal vat
binne in my sal roer. Here, verander my hart, verander my gees, verander my denke. Here, maak my gehoorsaam aan die roering wat in my binneste is. En ek eer U vir dit wat U vanmôre in my hart en in my lewe doen. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplek neem. Dit is laaste gedagte met jou deel. Kan jy onthou as kinders, as ons in die swembad was, dat ons 'n maalkolk gemaak. Julle weet waarvan ek praat. So hardloop so in die ronde en dan maak hy naderhand soos 'n stroom. Kan jy onthou? As jy nou so gelukkig was soos ek wat op 'n plaas gebly het, dan ons die plaas dam gevat. Wow! 10 keer beter experience wat ek meer hy roer. En weet jy wat die ergste van ons? Ek het baie keer agtergekom dat wanneer ons 'n maalkolk maak, of wanneer hierdie water gestir word, ander mense daardeur saamgesleep word. As jy vinnig genoeg en lang genoeg te doen, kan jy net jou voete optel en saam. Maar net ook baie keer, dan help ek met die maalkolk, dan tel allemaal hulle voetjies op my, ek moet bly hardloop. Dan besluit ek, no ways. Dan stop ek borsdood. En as ek stop, dan beer ek teen die water wat hier my vloei. En weet wat kom ek agter? Ek word maklik moeg. Want hierdie water trek harder as ek. Kan ek vir jou sê, ons word geestelik moeg, omdat ons baie keer teen die stroom van God probeer opgaan. Pick up your feet, man. God het veel beter dinge in store. All you need to do is to jump in. Kan ek het vir jou sê, ek verwag groot geestelike veranderinge in mense se lewens wat bereid is om in te staan. Jy sit al vir 38 jaar in die kerk. Jy sien wat ek jou mense verander. Wat gebeur in jou nie? Jy vraag jy, hoe verander jy nie? Maar as die man wat my kan help nie. Dis nie die waarheid. Ek wil vanmôre sê, God gaan nie bedoeling in die kerk met jou gees maak. Want as jy in jou gees kan verander, sal jou innerlijk verander. Sal jou lewe verander. Sal jou finansies verander. Sal jou huwelik verander. Sal jou menswees verander. Sal jou werksomstandighede verander. Maar weet wat? God is die waarmaker van sy woord. But you need to jump in. Goeie dit vanmorgen? Amen.